die vrou en die draak. Daar laas het ek gesê, ons gaan nou begin met die historiese vertellings. En dan gaan ons weer by 'n siklus van 7 kom. Dan beweeg ons, dan begin ons einde te beweeg. So dan het ons al 'n groot gedeelte hierso het ons gecover. So nou weer eens, ek gaan net weer vir julle bevestig wat ek laas gesê het. Onthou, wanneer 'n mens hierdie lees, dit beskryf die bekende. Dit beskryf wat ons weet. Natuurlik is daar in die toekoms ook onbekende dinge, maar op die groot prent weet ons wat gaan gebeur. Ons weet nie presies wat môre in ons lewens gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in die volgende uur in ons lewens gaan gebeur nie. Hoopelik nie ketterye nie. Maar ons weet nie wat in ons lewens gaan gebeur nie. Maar op die groot prent weet ons. En ons weet ook wat gebeur het, want dit word vir ons vertel, en dis 'n wonderlike troos. So wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, is 'n lang stuk, 17 verse, wanneer ons hierdie gedeelte lees, hou my net in gedagte dat dit wat hierso beskryf word, is nie vir ons onbekend nie. Dit verteenwoordig dinge wat aan ons bekend is. Openbaring 12 vanaf vers 1. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die hemel van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. 1260, ja. Daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes 'n oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam, en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle, maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het, maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word, maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade, vir u sorg in ons lewens, dat ons hierdie dag uit die hand mag ontvang. Baie dankie vir gesondheid, dankie vir samesyn, dankie vir die lewe wat u ons gee, vir elke oomblik en elke asem. Ons vra dat u sal gee dat ons u naam sal groot maak en sal doen wat ons moet doen op 'n manier wat vir u aanneemlik is, dat ons sal lewe volgens wat goed en reg is, dat ons ook verstaan wat u hierso vir ons
neerskryf en gee in u geopenbaarde woord, die openbaring wat u aan ons gee, van dit wat nog moet gebeur en dit wat reeds gebeur het, gee dat ons ook in wysheid sal optree wanneer ons met u woord en u dinge besig is. Ons vra u vergifnis van al ons sondes. Ons bid vir u kerk, dat u ook naby u kerk sal wees en dat u ook sal voortgaan om die kerk te beskerm in die woestenij van hierdie wêreld waarin ons moet funksioneer. Ons vra en bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Goed, so, interessante gedeelte, wat op 'n manier, saam met dit baie interessant is hoe min daar eintlik van hierdie 17 verse in meeste kommentare geskryf word. Mense sou nou dink met hierdie gedeelte dat jy nou verskriklik baie inligting sou kry, maar meeste van die kommentators is baie kort en kragtig oor hierdie gedeelte. Hulle is baie vinnig om hierdie gedeelte te behandel, wat my in 'n effens 'n moeilike posisie plaas, in 'n sekere opsig, maar in 'n ander opsig is mens bitter selde in 'n moeilike posisie, want daar 17 verse en elkeen van hierdie verse is besonder ryk, het besonder baie om vir ons te gee, soos elke vers in die Bybel. So, wat dit dan vir ons sê is ons moenie hierso te veel gaan soek. Ons moenie te veel van hierdie gaan maak buite die grense wat die verse vir ons gee nie. Wat my weer getref het toe ek hierdie gelees het, is hoe twee dinge, is hoe baie mooi die voorafgaande vers in 11 vers 19 is. Ek het laas vinnig aan dit geraak. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in die tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, drenings, donderslae en aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. As die geopende troon van God, hierdie verbondsark wat uit die hemel uit sigbaar word, wat gebeur voordat ons hierdie historiese narratiewe kry. En dit is 'n groot troos, of dit nou spesifiek, jy weet, of ek nou te veel gaan soek. Mense sal daaroor 'n debat kon voer, maar hoe waardevol die debat sal wees, weet ek ook nie, maar dit is vir my persoonlik, en julle kan elkeen daar self daaroor gaan besluit, maar dit is vir my persoonlik baie troosvol met hierdie geskiedenis, soos ek laas gesê het, hierdie prent in gedagte te hou. Hier is verskriklik baie dinge wat op die wêreld gebeur, en hier is verskriklik baie dinge wat afspeel, en baie dinge van hierdie verskriklik baie dinge is verskriklike dinge. En nou sien 'n mens, wie gee vir graad 7 poësie op die oomblik, jy sien, my kop is vol, alliterasie en allerhande dinge. Maar in elk geval, so daar het 'n mens nou hierdie troos, dat hierdie vanuit die hemel, hier op die aarde kan ons opkyk en ons weet, by implikasie dan, dat die teenwoordigheid van God is ook in die skepping teenwoordig. God is nie afwesig van hierdie dinge wat gebeur nie. En die moeites en die swaar kry wat ons hiervan lees, en die gevolge van die sonde en alles, gaan van bitter groot na bitter klein. Dit is baie interessant hoe, as mense nou 'n bietjie aan die lewe gaan dink, verskoon my dat ek nou maar hierdie gedagte met julle deel, maar as mense aan die lewe gaan dink, daar's 'n oorlog wat begin ontwikkel. Daar's klaar oorlog wat plaasvind, oorloë wat plaasvind, maar dit lyk asof dit in 'n oorlog gaan ontwikkel, potensieel. Skees? Dit kan potensieel, ja, ek sê dit versigtig, maar 'n wêreldoorlog word. Dit kan potensieel al hoe meer uitkring en uitbrei. Dis wanneer dit nogal lekker is om in 'n baie onbelangrike ou plekkie soos Suid-Afrika te wees. Maar, langs so rekord is, heel waarskynlik sit elkeen van ons vandag hier met 'n vergelykend bitter klein probleempie wat meer in ons gedagtes opneem as die oorlog wat besig is om te ontwikkel. Dink daaraan. So as jy weet, dalk het jy 'n seer toon of jy het 'n seer tand, en hierdie seer toon en hierdie seer tand is besig om meer plek in jou gedagtes op te neem as die feit dat daar op hierdie oomblik mense is wat deur musiele getref word en al hierdie goed. Dis nie verkeerd nie.
Maar wat ek daarmee probeer sê is die seertoon en die seertand is inderdaad ook beproewings en is ook werklik dinge wat werklik jou gedagtes en jou lewe besig hou. Ons moet oppas dat ons nie in die slaggat val dat ons sê ja, maar my probleme is nie groot probleme nie. Daar's groter probleme daar buite. Daar's altyd groter probleme daar buite. Dit waarmee jy sukkel is werklik ook 'n pad wat God met jou stap in hierdie lewe. En moenie dit kleiner maak nie. God is besig, sien dit vir wat dit is. God wat louter, God wat met jou besig is. Maar nou gaan ons sien dat hierdie loutering en hierdie tipe van goeders tot in 'n mate ook is grootendeels soos wat ons laas geëindig het met daai wat ons kan sien in die hemel, die ark van God en die troos daarvan, is daar ook aan die einde van hierdie gedeelte of naby die einde van hierdie gedeelte, maar een van die hoofgedagtes in hierdie gedeelte is ook die feit dat die woestyn, die plek van swaar kry en die plek van moeite is die plek wat God bepaal as die plek van veiligheid. Dis 'n baie belangrike gedagte wat ons hier kan wegvat en dit is vir my amper een van die groot gedagtes wat ons hier moet wegvat, want waar is ons nou in hierdie historiese narratief vertelling wat hier afspeel? Ons is die kerk wat nou in die woestyn is. Dis ons. So ons kan onsself gaan plaas in hierdie verhaal. En dan kan ons gaan sê, goed, wat het vooraf gegaan? Wat het gebeur? Waar is ons nou en wat gaan nog gebeur? Wat kan ons verwag? Nou, en wie is die karakters wat hier teenwoordig is? En wat is die karaktereienskappe? Hier word besonder baie van die duiwel vir ons vertel. Hoe hy werk, waarmee hy besig is. Ek het Sondag begin met 'n boekie wat een van die Puriteine geskryf het oor die duiwel en hoe hy werk en alles. En die bietjie wat ek kon lees, wat 'n insiggewende boek. Ons het 'n formidabele vyand in die duiwel. Maar ons leer baie van geskiedenis, baie van verskillende karakters. Ons leer karaktereienskappe raak sien. Ons leer raak sien hoe reageer die duiwel. Ons sien wat doen die Here. Ons sien die skepping. Baie interessant in hierdie gedeelte. Julle weet seker nou al, ek hou baie daarvan om te praat van die skepping en die rol van die skepping in die openbaringsgeskiedenis. Maar ons sien dat die skepping, en nou kom ons weer by ekskuus, julle weet nou al, ek kan 'n baie lang inleidende ding praat, en dan kom ek nou by die ding uit, maar dit plant toch die saadjies in 'n mens se kop, maar die skepping vorm deel van daai wat ek so baie oor praat. Dinge is geskape met 'n doel en 'n rede. Die skepping is nie geskape om vir die Satan te gee wat hy wil hê nie. Dink 'n bietjie daar. Die skepping is nie gemaak om nie vir die mens. Die skepping is nie gemaak dat die mens met die sweet van sy aangesig elke dag moet funksioneer om basies te oorleef nie. Julle Tabita, ek is so versigtig as ek weet nou hier Eduard in die agtergrond besig om presies te luister of ek nou, maar verskoning vir hom as ek nou, maar het ek het reg gesê. Die skepping is nie bedoel om dit te doen nie, het julle al ooit daaraan gedink? Partykeer voel dit vir ons en ons maak onsself baie keer skuldig aan hierdie tipe van New Age Gaia tipe van denkwyse, asof die skepping op 'n manier teen ons is. En die skepping wil dit hê, asof die skepping en feit en al die goeters maak dat ons nou regtig moeilike lewens het. Maar as mens gaan kyk na die oorspronklike skepingsdoel van die skepping, dan sien mense dit is absoluut veronderstel, Ja, dis absoluut veronderstel, die hele skepping is absoluut veronderstel om die mens, kom ons gebruik nou maar dit so, om die mens te dra en te ondersteun in sy funksie en sy skepingsdoel om God te verheerlik. Die skepping is tot in 'n groot mate die middel wat oorspronklik moes maak dat ons nie moes gaan so baie van ons tyd spandeer om net kos in ons monde in te kry nie. Dink aan die tuin van Eden. Daar's bome met vrugte genoeg. Stap, plukke vrug en kom dien my. Moenie stres oor kos nie, moenie worry oor eet nie. Gaan eet
jouself vol en dien my. En as jy honger word, pluk net nog 'n vrug en dien my. En as jy moeg word in jou taak en funksie van die ontwikkeling en die skepping en alles wat daarmee saamgaan, die skeppingsopdrag wat God gee, pluk 'n vrug en eet en dien my. Kos is daar genoeg. Maar nou sien 'n mens dat die skepping ook, ten spyte van die feit dat die skepping, en onthou die skepping wag ook met reikhalsende verlange vir die wederkoms van Christus. Hoekom? Want dan gaan die skepping weer nuut gemaak, dieselfde skepping. En dit is baie mooi hoe daai taal gebruik word. Ons sal daarby kom as ons nou die laaste gedeelte van Openbaring behandel, maar hoe die skepping wag ook. Hoekom wag die skepping vir die wederkoms? Hoekom sien die skepping uit na die wederkoms? Want dan gaan die skepping nuut gemaak word en dan gaan hierdie beperking wat op die skepping geplaas is, gaan wegval. Dan gaan die skepping weer net gee wat oorspronklik die bedoeling was. Okay. Baie, dit is vir my belangrik dat ons aan hierdie dinge dink, want dit het te doen met ons daaglikse, elke dag se bestaan. Okay. Goed, so, dan sien 'n mens ook in hierdie gedeelte dan terug by karaktereienskappe, wat 'n mens kan sê, dat die skepping ook eintlik van nature optree om die uitverkorenes van God, die kerk, te beskerm. So die Satan kom en hy doen sekere goed en onthou dit is nou simbolies en al daai tipe van goeters wat hier deur mekaar is, beeldspraak en alles. Maar dan kom die Satan om die kerk aan te val en dan tree die skepping op en beskerm die kerk. Die hele kosmos, alle geskape dinge, is werklik daarop gerig en gemik om die kerk van Christus te beskerm en te ondersteun. Dis baie mooi as mens daaraan begin dink, want baie keer voel dit ook vir ons. Goed, dit voel vir my, ek kan nie namens julle praat nie, maar dit voel baie keer asof alles net teen jou is. Maar as mens nou hierna begin kyk, dan sien mens, maar eintlik is alles tot in 'n mate vir jou. Die skepping is vir jou. Op soveel vlakke. Goed, maar voordat ek nou te veel daaroor verder gaan, maar dit dink daaroor, en ook as mense die tipe van gedeeltes lees, is bitter mooi. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, so daai toe verbind nou die vorige gedeelte. So ek dink die mense is te ver af as jy nou gaan sê, goed, hierdie openbaring wat uit die hemel vir ons gewys word, dat jy kan nou die tempel, die hemel wat oopgaan, en die verbondsark wat daar teenwoordig is, mens kan daai koneksie maak dat dit verband hou met hierdie, want toe het daar 'n groot teken. Dit binne hierdie prentjie gebeur dan nou sekere goed. Dit is hoe die taal vir my daar lyk. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar en die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Nou, hierdie vrou is verteenwoordigend, praat nie van 'n spesifieke vrou nie, maar ons sal miskien nou 'n bietjie meer sal ek daar sê, maar daar is die groot teken in die hemel. Weereens, dit kan nie geïgnoreer word nie, die groot teken, onthou die groot stemme, die bulderende stemme, die groot teken in die hemel, daar is net sekere goed wat net nie geïgnoreer kan word nie, en hierdie is ook een van daai dinge. So, die groot teken is vir alles en almal in die skepping sienbaar. Daar's nie een gedeelte of ietsie of iemand in die kosmos wat kan sê ek het nie geweet nie. Dis 'n groot teken in die hemel. Dink maar 'n bietjie aan ietsie soos 'n sonsverduistering of 'n bloedmaan of ietsie. Kyk die WhatsApp se sprei, almal weet daarvan, almal gaan kyk, behalwe die kinders wat gehok is. Jy weet, almal gaan kyk en dan gaan kyk ons nou buite vir hierdie groot ding en ons almal weet daarvan. John, môre praat almal daaroor en almal weet daarvan. Groot teken in die hemel, daai is nie eers 'n groot teken. Goed, nou hier praat ons van groot tekens in die hemel. Wat is die implikasie? Dis soos 'n groot teken in die hemel is daar iets wat jy nie gaan ignoreer nie. Die wêreld, die kosmos, en ek sê kosmos met 'n rede, wat in die res van die gedeelte is dit baie duidelik dat alle geskape dinge hierby betrokke is, by dit wat hierdie teken dan vir ons inleidend na vore bring. Maar,
daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Nou sien ons, hier sien die vrou, maar tot in 'n groot mate is die groot dinge van die skepping is haar diensknegte. Die baadjie dien my, as mense dit so kan sê op die oomblik. Die baadjie, dit waaruit hierdie baadjie bestaan, onthou, alles wat in hierdie baadjie is van die skepingsgebeure af hierso, né? Ek dra goed wat teenwoordig was toe daar geskape is, in sy mees basiese vorm. Maar lang storie kort is, die son is haar kleed, die maan is onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Nou, dink 'n bietjie terug, nou het ek 'n baie stout gedagte en dis die eerste keer wat ek nou daaraan dink, maar mens sou heel waarskynlik 'n koneksie kon maak tussen die 4de skepingsdag waar die seisoene en die goeters deur hierdie aangedui word, die maan, die son, die sterre, die goeters. En onthou wat het ons gepraat met die Pentateeg kursus oor daai gedeelte, is dat hierdie dinge word in die lig gestel, dag en nag bestaan al klaar, maar hierdie word in die lig gestel om die religious calendar daar te stel. So, as al net dag en nag is, dan sal net dag en nag. So, hoe gaan mens dan onderskei tussen 'n verloop van tyd? Is julle met my? So nou bring die Here seisoene in, deur son, maan en hierdie dinge. En daai seisoene sê dan vir ons, soos byvoorbeeld wanneer volk die eerste keer Pasga vier, daai is die begin van julle jaar. En volgens die begin van die jaar gaan julle nou julle feeste en alles inpas. So jy gaan die son en die maan en die verloop van tyd in die dae wat reeds bestaan het, die verloop van tyd, die onderskeid van tyd, gaan dan vir jou bepaal, wanneer doen jy wat. So, hoe weet ons, wanneer is dit Sondag, wanneer is dit die rustdag, die dag van die Here? Ons hou die verloop van tyd op. Dag, nag, daar's nie 'n groot onderskeid nie, maar daar's wel 'n onderskeid tussen week, begin van die week, begin van die week, en dan's al maande, en daar's jare, daar's seisoene, daar's tye. Goed, so daai is dan, en dan die sterre om haar hoof, die glorie van God, daar's baie van dit, maar dan sien 'n mens ook weer eens, dink 'n mens onmiddellik as jy 12 sien, dink jy aan die 12 stamme, mens dink terug aan Josef se droom, Genesis 37 dink ek, mens dink terug aan Josef se droom, etc, etc. So al hierdie dinge kom bymekaar, en dan dink 'n mens nou hierso, goed, maar wie is hierdie vrou dan? En dan is jou mees logiese antwoord op hierdie punt is, ek weet nie. Want wat doen sy? Maar nou sien ons, sy is swanger en sy skree van die pyn, want die geboortepyne is daar. Okay, so hierdie vrou is op die punt om geboorte te gee. Die verloop van tyd, die verloop van die religieuse kalender, as mens dit so kan sê, loop af op 'n punt. En wat is die punt? Die punt waarop dit afloop is die punt waar hierdie vrou gaan geboorte gee. So wie is die vrou dan wat gaan geboorte gee? Is die Ou Testamentiese kerk. Waaraan? Die Israel. En onthou vir oud Israeliete was daar nie werklik 'n onderskeid tussen kerk en staat was een, as mens dit so kan sê. So Israel het hulle self gesien as die kerk. En hulle was. Goed, in lyn met wat ons nou verstaan van en as kerk. Nou, sy gaan nou geboorte gee, waarvoor wag die Ou Testamentiese kerk, die son en die maan, al hierdie kosmiese dinge wat hierdie vrou, die Ou Testamentiese kerk, ondersteun in die afwagting en die verwagting, is die geboorte van die Messias. Goed, so nou sien die mense op hierdie punt, mense verwag dat die gesalfde, die uitverkorene gebore word, daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. So nou sien mense die vrou, groot teken, kan dit nie miskyk nie, ons het die konteks van sy moet geboorte gee, dinge beweeg na 'n punt toe, die son en die maan is deel van dit is die volheid met die 12 sterre, etc, 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 mens kan so vreeslik baie daar gaan uithaal. Maar dan sien mense die draak, nie almal is tevrede met hierdie teken nie. Die draak is die vyand van hierdie teken, die draak wil hierdie stop. En hierdie draak is nie enige draak nie,
Dis ook 'n teken in die hemel, dit is ook dan 'n teken wat in die hemel verskyn, wat nie geïgnoreer kan word nie. Baie in lyn met wat ek my inleidend laasweek gesê het, in my ander bitterlang inleidende gedagtegang. Maar mense is weer in die posisie hierso waar mens eintlik gebring word op die punt waar mens jouself moet ondersoek. Ons is bitter goed daarmee. Ek is bitter goed daarmee. Ek kan nie namens julle praat nie. Ek is bitter goed daarmee. Om dinge wat eintlik boos is, en sy wese boos is, minder boos te maak, terwille van my eie gemak, en my eie geniet, en my eie alles. Ja, hulle was daarom net 4 keer Kalgat in die movie gewees. Verstaan? Is daarom nie so erg nie, daar's erger. Okay, wat probeer ek met 'n baie blaatante, verskoon my, maar blaatante voorbeeld noem? Is die draak is duidelik om te sien. So duidelik soos 'n groot vuurrooi draak as hy nou in die hemel verskyn en ons kan hom sien. Hy's so obvious. Maar partykeer sal ons maak asof dit baie moeilik is om die duiwel en sy bose werke raak te sien. So, maar ek het nou nie, rarig, nou vertel jy my 'n ding. Rarig, ek het dit nooit, nee, soos, hy is so duidelik sigbaar, ons moet hom so kan sien. Veral as jy 'n wedergebore kind van God is. Kyk, dan is die dinge van die duiwel baie duidelik en baie obvious. En ek dink dit neem op ons stryd teen ons eie ek, baie in die lig van Romeine 7 en alles. Dit vat hom mooi vas, né? Want daar is die stryd tussen die vlees en die gees. Gaan dink baie mooi daaroor en ek het dit ook al 'n paar keer hier gesê. Het is bitter selde wat ons sondig, sonder om te weet dat ons sondig. Meestal gaan 'n sonde vooraf met 'n self-justification. Jy weet jy gaan vloek, jy weet jy moenie vloek nie, maar jy vloek want jy kan tog sê hoekom jy nou gevloek het. Want dit was nou so erg. Verstaan? Maar jy het voor die tyd geweet, jy kon dit gestop het. Could have stopped it. Okay, so dis nou weer eens 'n baie basiese voorbeeld. Maar nou kom ons onthou, wat moet ons van dit wegvat? Dis 'n teken in die hemel. Hierdie groot vuurrooi draak is 'n teken in die hemel. Jy kan die werke van die Satan, sy vervolging van die kerk, sy boosheid, alles. Jy kan dit soveel miskyk, soos wat jy 'n groot vuurrooi draak in die hemel kan miskyk. Goed, dit is wat ek dan hier wegvat. En hy het 7 koppe en 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. So hy is nog meer obvious, want hy het 7 koppe. Goed, as sal nou 1 rooi draak, of 'n rooi draak in die hemel verskyn met 1 kop, dan gaan ons gaan soos, yes, 'n draak. Maar nou het die draak 10 koppe, nou soos, okay, 'n draak met 10 koppe. En dan het hy 7 horings. Nou vir ons is nou hopelik bewus daarvan, maar horing wys op heerskappy en mag, oorwinning, ook krone wys op oorwinning. So, hierdie draak het 7 koppe, 10 horings, en daar's heerserskrone. So jy sal nou baie mense vind, wat baie nou in die geskiedenis gaan en sê presies wat se kop is nou wat, en wat se horing is nou wat, en alles, en hulle bitter selde stem met mekaar saam. Wat vat ons hiervan weg? Baie koppe, hy manifesteer op baie verskillende maniere, maar tog op dieselfde manier. So koninkryke sal byvoorbeeld, 'n koninkryk se koninkryk, maar koninkryke manifesteer verskillend. Die koninkryk van die Roomses was anders as die koninkryk van Persië. Maar dit blyk koninkryke, dan is daar horings, daar's oorwinning, en dan is daar heerserskrone, of gewelddadige oorwinning, en dan sal heerserskrone, so die draak dan in sy, hoe hy manifesteer in die wêreldgeskiedenis is baie magtig, kan hom nie miskyk nie, gaan gepaard met die regering van wêreldmagte, die oorwin van wêreldmagte en die toeëiening
van heerskappy krone. Goed, so met wat nou in die wêreld afspeel weer eens, ideaal sou een van die partye met dit wat nou in die Midde-Ooste afspeel, verkieslik baie binnekort kan sê, wel, ek het gewen. Is dit maar tog nie eintlik wat jy wil bereik nie. Ek het gewen. Goed, ek vat die heerserskroon. Ek is die een. En omdat ek gewen het, kan ek nou heers. Ek het nou gewen, nou gaan ek heerskappy uitoefen soos wat ek dit wil hê. Nou, heerskappy kan op baie maniere manifesteer, net in ons eie lewens het ons al gesien hoe byvoorbeeld in 'n oorlogssituasie hoe 'n land oorgeneem word en 'n regerder weggevat word en dan is die uiteindelike doel dat 'n land in totale anargie verval. Soos Libië. Libië het in totale anargie verval, maar dit is nie per ongeluk nie. Dit is 'n manifestering van 'n heerserskroon wat dan toegeëien word en hoe daar geheers word dan is deur anargie. Goed, so julle, ek praat baie nou oor die ou eerste 2 verse. Goed, 3, 4 verse. Daar was baie kroon, sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Jy kan dit nie ignoreer nie, hy is besonder, verskriklik magtig. Wat die sterre van die hemel beteken, my eerste gedagte was die val van die engele, maar daar's tog ook van die kommentators, wat baie betroubare slim ouens wat sê, dit is nie dit nie. Dit het weer eens is 'n magsvertoon. Dit het te doen met daai sterre wat veronderstel is byvoorbeeld om God sy heerlikheid te verkondig in die hemelruim. Dis tog een van die funksies van die sterre, dat hy vat daai wat God moet verheerlik en hy smyt dit op die aarde. Hy het die aanval op die skepping. Hy het 'n aanval op dit wat veronderstel is om God te verheerlik en God te loof en te prys. En dit maak ook baie sin. Hè? Dit is tog, die duiwel gaan nie tevrede wees daarmee om net hier en daar, jy weet nou, iemand in die sonde te lei nie. Hy's 'n brullende leeu, hy's baie magtig, hy's vernietigend, hy gaan teen die skepping gaan, hy gaan alles aanval wat bedoel is om eer aan God te bring. Dink ons so aan die Satan. Partykeer is ons so, hy's nou besig hier met dit en hy's daar besig met dat en hier en daar. Ek het 'n boek gelees wat ek nooit weer sal lees nie. Ek het die boek gelees om te sien hoe skryf die skrywers daaroor en dit is baie interessant. Ek dink C.S. Lewis raak ook in sy briewe aan bittergaal wat die ouer duiwel vir die jonger duiwel briewe skryf. Raak nogal daaraan. Ons het baie keer half hierdie idee dat die duiwel dom is. Dat hy sal nou jare en jare en jare spandeer om nou een man nou in versoeking te lei. Dat een man nou val en egbreek pleeg, jy weet. Maar dis so maklik soos wat is die voorbeeld soos sorg net dat 'n stad se telefone vir 'n dag nie werk nie. En kyk hoeveel sondes gebeur daar. Okay. Hy werk op 'n groot kosmiese skaal. Hy wil vernietig as die skepping vir ons as kerk gee wat ons nodig het om versadig te wees en gesond te wees en te lewe om God te dien, dan gaan hy dit aanval. Is dit per toeval dat ons werklik in 'n krisis sit amper wêreldwyd met baie siek, ongesonde kinders? Omdat hulle nie ordentlike kos mee in die hande kan kry om te eet nie, want alle kos wat beskikbaar is, het een of ander baie slegte impak op kinders. Is dit per ongeluk? Of kan ons regtig sê, hierso is boosheid agter dit? Alles gaan aangeval word. Alles wat op die einde van die dag, en dit lyk asof dit hierdie blanket aanval is, hierdie groot aanval is, maar dis spesifiek deur dit gemik op die kerk. Nou weer eens, die duiwel is die groot naaper, so as God alle dinge ten goeie laat meewerk,
ter wille van sy kerk en die aanbidding wat sy kerk aan hom verskuldig is, wat gaan die groot naaper doen? Hy gaan alle dinge aanval, verdring en verdraai, sodat die kerk dit so moeilik as moontlik gaan hê om haar roeping te vervul. Alles. Hy kom vir alles, want wat is sy mikpunt? Wat is die bullseye in die middel? Is die kerk. As ons as kerk bid vir vrede ter wille van die kerk, wat gaan die duiwel probeer doen? Oorlog en samelewingsverval ter wille van die kerk. Want as die kerk nie kan funksioneer, optimaal kan funksioneer in 'n omgewing en 'n samelewing, waar dinge nie optimaal funksioneer nie, dan gaan hy sorg binne alles wat hy het om te sorg, dat dit so moeilik as moontlik vir die kerk word om te doen wat sy moet doen. Dis heeltyd hierdie twee magstryd en dis kosmies. En ek dink, dit is wat ek probeer oordra, en skus as ek nou heeltyd op hierdie hamer, maar dit is kosmies, dit is 'n kosmiese oorlog. Ok, sy ster van die sterre, gooi dit op die aarde, so hy vat die skepping wat God se heerlikheid moet verkondig, en hy smyt dit op die aarde, en hy vat dit, en hy maak skade. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om die kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. En dis presies wat ek nou eintlik gesê het, né? Uit dit alles uit, wat is sy absolute fokuspunt? Hy wil hy kind eet. Hy wil hy kind uit mekaar uitskeer. Dit is wat die duiwel wil doen. En in die Ou Testament, en ek het nou deur meer as een Bybelstudie siklus wat ons nou hierso gehad het ek gewag vir hierdie oomblik. Want hier sien ons presies daai wat ek al meer as een keer genoem het. Nou kom ons op die punt waar dis net Noag. Al wat Satan moet doen is kry vir Noag en dis verby. Al wat Satan moet doen is sorg dat daai ark sink en is verby. En jy gaan so deur die geskiedenis met konings. Daar eindig een koning in die tronk in ballingskap, een in die lyn van Dawid. As hy daar in die tronk doodgaan, is dit verby. Die genealogiese geskiedenislyn van die Messias stop. En wat lees ons? Daai koning word uit die tronk uitgehaal en hy word by die koning, eintlik die koning wat die koning moet wees, word deur die koning wat 'n heiden is, gevat en by sy tafel gesit en hy kry 'n daaglikse toelaag en hy eet by die tafel van die koning. Dankie tog, hy is veilig. Okay. Al wat die duiwel moet doen is om Baba Jesus dood te kry. En is verby. Menslik gesproke. Maar nou kom ons terug by daai Abraham oomblik, né? Want al wat moet gebeur is vir Isak om dood te gaan en is verby. Né? Wat doen Abraham? Hy sê ek sal Isak doodmaak. Dit gaan nie verby wees nie. Hoekom? Want God kan uit die dode uit opwek. En daai oomblik wat Christus sterf, wat dink julle het die duiwel gesê is verby? Maar hy moes van beter geweet het, né? Want God het al uit die dode uit opgewek. Lazarus en ander, so die duiwel het eintlik geweet is nie verby. Maar dis verby oomblik. Hy's in die graf, hy's dood. En dan staan hy op en dan sit, maar ek loop nou vooruit. Maar dis wat vir ons hier vertel word. Die Satan wag vir daai oomblik wat dit regtig lyk as ek hierdie stop, is dit verby. Nou waar is ons as Nuwe Testamentiese kerk nou? Kom ons sê regtig eerlik, al wat die duiwel moet doen, is hy moet 'n paar Christene doodmaak, en dis verby. Dink julle hy probeer? Ja, hy probeer. Vandag, hier, hy's besig. Daar's baie mense wat sê, en al hoe meer mense begin dit sê, maar dat ons is in die tyd in die wêreldse geskiedenis waar die meeste vervolging ooit daagliks in die wêreld teenoor Christene gepleeg word. Die hoeveelheid Christene wat daagliks doodgemaak word, en daagliks swaar kry, omdat hulle God aanbid, in hierdie wêreld, nou, vandag, is skrikwekkend. Dis wat hy doen.
Dit is wat hier beskryf word. Hy kon Christus nie doodmaak nie, maar man, hy kan ons doodmaak, fisies. Dink julle hy gaan nie probeer nie? Dink julle hy gaan al nie alles doen nie? So nou sien ons hierdie hele, en ons gaan dit later ook weer in Openbaring kry, maar die duiwel, weer eens die groot naaper, as God 'n ewige raad vir die verloop van hierdie wêreldse geskiedenis het. God het 'n plan en hy werk na die punt van hierdie plan toe. Dink julle die duiwel het nie 'n plan nie? Hy het 'n plan. Wat is sy plan? Maak dood dit wat God uitverkies het om syne te wees. Maak dit dood. Dis sy plan. En hy werk nie randomly nie, hy het 'n plan. En hy's 'n koning met mag en hy het duiwels en mense wat God onder sy mag geplaas het. Dit klink baie ongereformeerd, maar ons leer dit duidelik in die Bybel. Die duiwel is magtig en hy het duiwels en mense hier op aarde wat doen wat hy vir hulle sê om te doen. Ja. Nee. Ons kom daarby. Maar die teks bring ons, en dis hoekom ek so baie so rustig hier deurgaan, dis die punt waar die teks ons bring. Sy moet ons bekommerd wees hieroor. Eintlik is die antwoord ja en nee. Dis nie nice nie. As jy nou, jy sê nou maar jy was nog 'n suster in 'n hospitaal gewees. En daar's 'n vrou wat nou gaan geboorte gee. En die ginekoloog staan daar en jy kan sien nie al wat hierdie ou wil doen is as hierdie babatjie uit is, hy wil die babatjie doodmaak. Sou jy verbygeloop het? Nee. Jy sou baie bekommerd gewees het. Dit sou verskriklik gewees het. En dit is wat ons hier sien, dis verskriklik. 'n Draak wat voor 'n vrou staan wat op die punt is om geboorte te gee. En hy wil die kind verslind. Ja, ons moet bekommerd wees. En dit is al 'n lekker ding dat mens tyd het om rustig deur 'n teks te werk. En ons kan volgende week verder gaan. Selfs al het ons net 4 verse gedoen, want jy kan op daai punt van besef kom. Ja, sulke goed vat tyd. Ons het hoop, absoluut. En meer as dit. Ons weet waar dit gaan eindig. So ons weet hy staan nie 'n kat se kans nie. Maar ja, Ou Testamentiese kerk, die vrou, dit is 'n skrikwekkende ding. En dan kan 'n mens die vraag gaan vra, was die Ou Testamentiese kerk werklik, was hulle bewus hiervan? Was hulle bewus van die posisie waarin hulle is? Is ons bewus van die posisie waarin ons is? Is ons bewus van werklik in watse gevaar ons verkeer? En is ons bewus van watse gevaar ons beskerm word? Is ons altyd dankbaar genoeg om kerk toe te gaan in vrede en om in 'n vreedsame samelewing te leef? Dis maar iets waar ons harte moet gaan ondersoek, want die duiwel is werklik ons vyand, wat werklik uit een ding in gedagte, in sy kantoor, in sy liaseerkabinet, op sy rekenaar se Windows, as mens dit so kan sê, op sy sticky notes, op sy lesenaar, staan daar dieselfde ding oral in elke file, vernietig die kerk van Christus. Hy het geen ander gedagte nie. Hy het nie 'n groentetuin wat aandag nodig het en 'n garage wat reggepak moet word en dan, ja, vanaand gou na aandete, dan het ek 10 minute om bietjie op die kerk te fokus en die kerk te vernietig nie. Hy het een gedagte. Vernietig die kerk. Maar hy kan nie. En dit maak hom net kwaader. OK. Goed. En dan bring sy 'n kind in die wêreld. Sy het 'n kind in die wêreld gebring. Nou as jy hierdie vir jou kind gelees het vir 'n slaaptydstorie en jy daar gestop dat jou kind nie geslaap het nie. OK. En sy het, wat van die kind? Wat gaan nou word van die kind? Wat gaan nou gebeur met die kind? Nou gaan ons sien. Bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. En nou kan ons hierdie diep asem van verligting vat, want hierdie kind is nie sommer net 'n kind nie. Hierdie kind is bestem vooraf. Wat beteken dit dat die kind bestem is? Hy het 'n bestemmingspunt, hy het 'n uiteinde. Hy word gebore klaar met 'n doel. Nou moet mense gaan sê goed, twee dinge. Miskien nou het hierdie doel waarvoor hy gebore word te doen met hoekom die draak hom wou
verslind. Dit is hoekom die draak hom wou verslind, want hy soek nie hierdie kind wat die alle nasies met 'n ysterscepter gaan regeer nie. Die draak soek die nasies vir homself. Hoe manifesteer die draak? As die oorheerser oor nasies, as die een wat koninkryke in sy mag het, as die een wat heerserskrone op sy kop het. Hy wil dit nie weggee nie. En dit laat mens weer dink aan Jesus se versoeking. Wat bied hy vir Jesus aan? Ek kan vir jou al hierdie koninkryke gee. Wat is die implikasie? Hulle is in die mag van Satan. Sy baie koppe, sy horings, sy, amper sê ek helmets, sy krone. OK, goed. Dit pas perfek by mekaar. Hy het dit, hy wil dit nie verloor nie, maar hy weet die kind gaan dit by hom vat. Goed, en haar kind is egter weggeruk na God en sy troon toe. So hierdie kind is dan ook werklik in gevaar. Jy ruk nie 'n kind weg van iets af as die kind nie in gevaar is nie, want kinders kry maklik seer. As jy 'n babietjie se hand van 'n warm plaat af wegruk, dis nie iets wat jy elke dag doen nie, is dit? Jy vat nie sommer net 'n klein kindjie se hand en pluk hom nie. Hoekom nie? Want klein kindjie se hand kan seer kry. Nou hoekom word hierdie taal gebruik? Hierdie kind word gesnatch van voor die draak af. Wat sê dit dan vir ons van Jesus se lewe hier op aarde? Baie keer lees ons dit ook in die lig van, wel, jy weet, 'n redelike casual 33 jaar op aarde, want hy was die seun van God, so hy was okay. Het ons werklik, met alle respek gesê, het ons werklik 'n besef van wat Christus se lewe hier op aarde behels het? Ons lees nou deur Lukas in die oggende, dis baie treffend. Hulle wil hom doodmaak, hulle wil hom met klippe doodgooi, die fariseërs, die skrifgeleerdes. Dis nie 'n veilige lewe nie. Jy weet, ek sak en vou in mekaar net as ek 'n bietjie in die moeilikheid is en ek het dit verdien. Dan kan my lewe, my wêreld stort in duie, en dan is dit net omdat iemand iets leliks vir my gesê het. Ek was nog nooit op die punt waar 'n groep mense sê, bring hom, ons gaan hom nou met klippe doodgooi. Dis skrikwekkend. Die Satan het Christus aangeval en aangeval en aangeval en aangeval terwyl hy op aarde was. Nou lees ons Jesus jy weet, hy's 'n man van sorge, hy word vir ons so voorspel. Kom ons gaan weer terug na die tema toe wat sê, wat ek vroeër gesê het, dat alle dinge wat geskape is, het 'n skepingsdoel, en die skepping dra by tot daai skepingsdoel, en dis om God te verheerlik. Die duiwel het Jesus lastig geval, die hele tyd. Op elke manier wat hy kon. Hy het een gedagte gehad, daar's die seun van God, val hom aan, val hom aan, val hom aan, val hom aan. Maak dat hy nie sy werk kan doen nie. Stop hom, stop hom, stop hom. Deur die fariseërs, deur sy disippels se ongeloof, deur alles. Val aan, stop, val aan, stop, val aan, stop. Is ons deeglik genoeg onder die besef hiervan? En dan, ook, hoe troosvol is dit dan, dat as dit die bestaan van Christus was, ek dink nie daar is 'n oomblik wat hy nie in doodsgevaar was nie, as mens dit so kan stel. As mens dit besef, dan is dit soveel meer troosvol, as mens lees, dat ons het 'n hoëpriester wat met ons swaar kry, en swakhede kan meeleef. Op die punt waar die Satan Jesus versoek en sê, ek kan vir jou al die koninkryke gee. En Jesus antwoord en hy sê, nee. En hy haal die woord van sy Vader aan. Hoeveel van ons was al op 'n punt in ons lewens waar ek was al. Om te kies vir die sondige uitweg is regtig net makliker as om die regte ding te doen. Is regtig net makliker. Jesus kon dit ook gedoen het.
Maar wat sou die gevolge gewees het? Wat sê daai Puritain wat ek gelees het, die duiwel hou vir ons die goue beker voor. En die beker lyk baie mooi, maar hy sê nie vir ons wat dit gaan doen as ons van die goue beker drink nie. Het gaan lekker wees om op daai oomblik uit die goue beker te drink. Dit gaan 'n mooi beker wees, maar wat gebeur na die tyd? Selfs met die vrug, hou die vrug voor. Hierdie vrug gaan vir jou nou beter gee as wat jy dink jy het. Eet die vrug, boem, alles val uit mekaar uit. Dis hoe die duiwel werk. Goed, nou word die kind weggeruk uit hierdie besonder moeilike situasie. Hierdie draak het die hele tyd gewag en hom die hele tyd probeer verslind. Kind word weggedruk, weggeruk. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Okay, so nou word die kind weggeruk, die vrou bly. So nou sien ons goed, ons eerste interpretasie, dat die vrou die Ou Testamentiese kerk is, was korrek, want nou het Christus gekom, hy is weggeruk hemel toe. Dan kan mens ook mooi daaraan dink, deels om hom dan ook te beskerm, sodat hy kan voortgaan met sy werk, as mens dit so kan sê. Maar nou bly die vrou, so nou gaan ons in die Nuwe Testamentiese kerk se bedeling in. En dan vlug sy woestyn toe. Die kerk vlug na die woestyn toe. Nou die woestyn tipies is die plek waar 'n mens op jou mees basiese nie voorsiening gaan hê in jou basiese behoeftes nie, né? So wat sê dit vir ons van waar die Nuwe Testamentiese kerk is? Tegnies is ons as Nuwe Testamentiese kerk op 'n plek waar ons op ons mees basiese vlak al probeer ons hoe hard nie vir onsself kan sorg nie. Dink mooi daaraan. So die woestyn is die teenoorgestelde van die tuin van Eden. So waar ek vroeër gesê het, pluk en eet en dien my, pluk, eet en dien my. Dis is nou in 'n woestyn. Daar's nie kos nie, daar's nie water nie. Wat moet ek nou doen? Dis waar die Nuwe Testamentiese kerk is. Maar nou kom die volgende, en dit is die teenoor, nou beweeg die Nuwe Testamentiese kerk in fisiese hoedanigheid, eintlik totaal na dood toe, op 'n fisiese, liggaamlike vlak, maar op 'n geestelike vlak totaal na lewe toe. Wat is lewe? Is om te besef, jy is in alles totaal van God afhanklik, elke liewe ding. Is jy van God afhanklik? Jy's in die woestyn, jy kan nie eers, hoe baie keer dink ons, ja, ek kan nou regtig vir myself sorg. Ek is geset, ek het 'n pensioen, ek het 'n dit, ek het 'n huis, ek het 'n dak bo my kop, ek het gesondheid, ek het alles, en dan, jy's in die woestyn. Soverre fisiese bestaan aangaan, is jy in die woestyn. Geestelik is jy in die tuin van Eden. Geestelik is jy pluk en eet en dien my. Hoekom dink julle, sê Jesus daar, Johannes, vir die vrou, by die, Johannes 4 dink ek, vir die vrou by die put, ek kan vir jou die water gee, wat gemaak het jy nooit weer dors word nie. Jy is in die woestyn, as jy my kind is, maar as jy daai water drink, gaan jy nooit weer dors word nie. As jy hierdie brood eet, gaan jy nooit weer honger word nie. Jou liggaam kan dalk in 'n woestyn wegkwyn en wegraak, maar geestelik, fisies is jy in die woestyn, geestelik is in die tuin van Eden. Maar nou kom daar nog 'n dingetjie by, 'n gedeelte by, na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kan versorg. So nou is ons weer, waar is daai vinnige wiskunde mense? Okay, nou is ons weer op die getal wat die helfte is van die volle getal, as mense dit so kan sê, né? 3,5 jaar. Dit is nie so lank soos wat dit gaan lyk nie. Dit gaan dalk so lank voel, maar dit is nie so lank soos dit kan wees nie. Weereens God se genade. Nou sien ons ook, God berei in die woestyn 'n plek voor, en die mense versorg die kerk daar. Daar word voorsien. En wie is die mense?
Dit is baie oop, né? Maar as mens na die groter prentjie gaan kyk, sou 'n mens tot in 'n mate kon sê, en ek moet net weer gaan seker maak, maar soos dit vir my hierso lyk, is dit asof die magte van die draak, die magte van die bose word onderhewig gestel aan die versorging van die kerk vir die voortbestaan van die kerk. OK, verstaan julle wat ek nou gesê het? So, asof die mensdom, hulle wat teen God in opstand is, word tog op die einde van die dag die waardeur God vir sy kerk sorg. Ek moet net gaan seker maak, gaan lees self op en kom sê vir my, as julle ietsie anders vind, maar dit is hoe dit vir my lyk, is dat en dit kan wees dat ek oor 2 weke vir julle kom sê, ek het heeltemal van gedagte verander, hoor. So dit lyk vir my asof nie net word die draak se plan ongedaan gemaak nie, maar die draak self word onderhewig daaraan dat hy meewerk aan dit wat hy probeer vernietig. Dink 'n bietjie daaraan. Dit is op die einde van die dag een van die grootste frustrasies wat jy kan beleef, né? Jy wil regtig die lewe vir iemand moeilik maak. As jy nou jou hart is nou lelik, en jy wil nou die lewe vir iemand moeilik maak. Sê nou maar jy's 'n kind in 'n huis. Jy wil nou hierdie boetie kry. Goed. En alwaar jy kan dink is, jy gaan nou vir boetie uitsort. En dan kom jou ma en sê, gaan help boetie om sy kamer op te ry. Nou is daar 'n groter gesag. Jy wil boetie kry, maar nou moet jy boetie se kamer, en ek doen dit partykeer met my kinders, en dan moet jy sien, dan kyk daai wêreld val in duie. Stort in duie, want jy kan sien, daai kind het dit in vir daai enetjie, nee. Daai kind wil daai kry. Alle gedagtes, as jy soos, gaan help gou 'n bietjie daai kamer opruim. Bring gou sy skooltas in. En dit is die gevoel wat ek hier kry. Is dat die Satan en sy magte word onderhewig aan die voortbestaan van die kerk. Dit maak nie saak wat Satan doen nie, God is hom altyd een voor. Die duiwel dink hy gaan nou hier oorlog veroorsaak, maar dit werk ten goeie vir die kerk. Die duiwel dink hy gaan hier hongersnood veroorsaak, maar die evangelie versprei eksponensieel. Die duiwel dink hy gaan nou dit, en dan is dit ten voor. So maak nie saak wat hy doen nie, oral en hoe, en maak nie saak wat nie, die kerk gaan vooruit, en dit is tot die kerk se voordeel. En as mens mooi, 'n brullende leeu wat verslind leeu's. Hulle eet. Ons kry die prentjie van links en reg net verskeur, en daar's net geen rus, geen vrede, geen vooruitgang, hy loop homself die hele tyd in 'n muur vas, dis die duiwel. Hy is 'n diensknegt ook van die koninkryk van God, al doen hy wat. Die grootste vlak van frustrasie om te moet dien wat jy probeer vernietig. OK. So ek gaan daar stop, en dan kom daar oorlog in die hemel, vers 7, OK, so ons het 6 verse gecover, julle, ons maak vordering, maar ek is persoonlik sterk van die opinie, dat om oor hierdie dinge te dink is besonder belangrik, want as jy 'n vyand het, moet jy tog jou vyand ken. En as jy in 'n span is, dan moet jy tog weet wat jou span is, wat se sport doen julle, wat is jou posisie, wat is alles. So, ek mag so vergelyk en sekerlik praat, ons is in Jesus se span, as mense dit so kan sê. Ons is syne. Ons doen hier op aarde wat sy plan is. Ons moet weet wat sy plan is, maar ons het 'n opponerende span, die duiwel en sy plan, en ons moet weet hoe hierdie ou werk. Ons moet weet hoe die duiwel werk. Hoe gaan ons anders teen hom stry? Hoe gaan ons anders teen sy verleiding stry? Hoe gaan ons anders vooruitgaan? Ons moet hom ken, ons moet weet waarmee hy besig is, en
dit is vir my een van die aspekte in hierdie gedeeltes wat tot in 'n mate baie agterweë bly in die kommentare is hierdie kosmiese stryd. Wat beteken dit? Goed. Enige vraag, enige iemand, almal tevrede, almal gelukkig? Die kosmische strijd is dat ons industrie, kost en alles, dat krijgen ons ook van wat gedoe wordt, gemaakt wordt door ongelovigen. Maar ons, of niet ongelovigen hoe dat van eet, maar ons eet ook daarvan. Ja. Dus zo wordt die kerk toch ook weer, dat hij blijft. Ja, blijft. Absoluut. Ja, ek stem 100% met Tannie saam, is vir die voortbestaan van die mensdom is die hele mensdom nodig. Ja, het julle al daaraan gedink? Vir die mens om te bestaan is die hele kosmos nodig. Daar's nie mense wat kan sê, nou gaan ons gaan nou niks doen, ons gaan nie by. Ongelowiges op een of ander manier het die dryfkrag. Hoekom sal jy 'n kind kry as jy ongelowige is? Is jy okay in jou kop? Vir wat? Hoekom sal jy trou as jy ongelowige is? Hoekom sal jy werk? Hoekom sal jy enige iets doen? Anders as net sondig en baie vinnig doodgaan. Hoekom het jy 'n drang om vooruitgang te maak? Why? Waar kom dit vandaan? As jy glo alles is toevallig, as jy glo, waar kom, en dit is die mens, dis hoe God die mens geskaap het. Hy kan nie wegkom van dit af nie. Selfs die luiaard moet eet. Selfs die luiaard moet 'n ding oor sy kop sit as dit reën. En op 'n manier kry hulle dit bymekaar. Toe ek onder die haweloses gewerk het, vir 'n tyd lank kyk ons mindinge wat so droog slaap, soos 'n hawelose ou wanneer dit reën. Hulle weet hoe om hulle self droog te hou. Moenie 'n fout maak. Waar kom dit vandaan? En wat is die doel op die einde van die dag? Is ter wille van die kerk. Ter wille van die kerk. Die Satan probeer die mens so ontmens en so wegvat, en daar's net hierdie basiese goed wat jy nie uit 'n mens uit kan kry nie. Hy moet eet, hy wil vooruitgaan, hy moet droog bly, al daai goeders. En dit maak dat dinge vooruitgaan, en dan is dit presies Tannie se punt. Al daai dra op die einde van die dag by tot die bestaan van die kerk. Duiwel en sy bose magte is onderhewig aan die voortbestaan van die kerk. Het Jezus, toen hij op aarde was, dan nooit besef, hij zal op de aarde, hij is Gods zoon, hij zal wel. Hy het geweet, ja. Dat hij wel geweet. Ja, maar in daai oomblik is, hy was ten volle mens, né? So wat is dit om mens te wees? Ja, hij was mens, maar hij was ook God. Absoluut. Als die Satan hem zo verzoekt, dan denk ik dan, ik zal oorwin. Hy sal oorwin, maar op dieselfde manier, Tannie, kan ons ook sê, ons sal oorwin. Maar mens moet ook onthou, in Christus in sy volle mensheid, ten volle mens, was dan ook op aarde as 'n mens, in die sin van, dieselfde dinge was in hom. Dis nie sommer net wat hy sê, kyk, die seun van die mens het voëls, het neste, en wat is die ander voorbeeld wat hy gebruik, ek kan nie onthou nie, maar, en hy het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê. Dis nie per ongeluk nie, hy is tot in 'n mate, lewe hy hierdie bestaan, waar dit dinge is net teen hom. Hy's moeg. Hy sukkel. Waar hy gaan, wil hulle hom doodmaak. Ander plekke word hy nie verstaan nie. Dit moes die toppunt van frustrasie gewees het, want wat ideaal wou God se seun hier op aarde, ideaal, sou hy wou gehad het, dieselfde as ons. Dit is so moeilik om die regte taal te kies, want op my vorige stelling sou ek myself nou kon kap. Maar in die lig van dit wat ons nou bespreek, gaan ek nou bietjie net vrylik praat. Maar die kosmos, die duiwel, die gebrokenheid van die skepping, die ongeloof van, dink aan Johannes 1, die lig het gekom na hulle wat hom moes ken, en hulle wou hom nie gehad het nie. Alles is teen hom. Maar in sy bestaan ideaal, volgens waarvoor dinge oorspronklik geskape is, moes alles vir hom gewees het.
En ek dink wie om dit beter te besef as Christus. Hom deur wie alle dinge geskape is. Ek dink ons as mense, laaste gedagte, ons as mense, partykeer wonder ek, as ons geweet het, werklik geweet het, hoe Adam en Eva voor die sondeval was, sou ons bestaan amper ondraaglik gewees het. Ek dink daar is soveel van ons vermoëns en alles deur die sondeval aangetast. Kyk wat sê hulle van die brein. Hoeveel van ons brein gebruik ons nie? Nou waar's dit heen? Het jy al ooit gedink, waar's dit heen? Want God skape niks sonder 'n funksie nie. Waar's dit heen? Hoekom is dit weg? As ons geweet het wat Adam en Eva voor die, en dink nou aan arme Adam en Eva, hulle het behoorlik geweet wat hulle verloor het. Maar ek dink ook daar was 'n gelykmatige of 'n stelselmatige afplatting in vermoëns ook, maar dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Maar ek dink Jesus het geweet wat die mens eintlik moes wees. Want die mens is deur hom geskape. Ek dink die gebrokenheid en die verval van die mens was vir hom natuurlik oop en bloot. Maar hy was 'n mens wat hier op aarde kon lewe onder mense en kon sien hoe stikkend en gebroken ons is. Ons is dit gewoond. Dink maar aan 'n kroniese siekte. Daar kom 'n punt waar jy nie meer weet wat dit was om sonder daai siekte te leef nie. Sonde is soos 'n kroniese siekte. Ons weet nie wat dit is om so stikkend te wees. Ons weet nie hoe stikkend ons is nie. Okay, so dis groot gedagtes, maar dis belangrike gedagtes. En dit maak die verlossing in Christus en die vooruitsien na die hiernamaals. Wanneer ons gaan weet wat dit is om totaal in lewe te funksioneer in 'n kosmos en 'n skepping waar alles net, nou plat Afrikaans, gel. Alles werk perfek. Dit gaan amazing wees. Dit gaan wonderlik wees. Goed, kan ek vir ons afsluit? Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade, vir die rykdom van die evangelie van ons herstel in ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat ons tot in 'n mate bewaar is van 'n ware kennis van hoe gebroken ons is, maar dat ons in ons Here Jesus Christus 'n voorbeeld het van wat dit is om herstel te wees, om heel gemaak te wees. Dankie dat ons in die woestyn van hierdie wêreld 'n plek het wat deur u toeberei is, dat ons mag weet dat ons ook versorg word, omdat u werk ter wille van u kerk, en dat u op pad is, deur hierdie woestyn, die groot Exodus met u kerk, wat voortgaan, dat ons soos die Israeliete van ouds mag uitsien na die beloofde land, om in herstel by u te wees, die ware hemelse Kanaan te beleef, waar daar werklik melk en honing gaan wees, 'n ewige skepping van melk en honing ter wille van u kinders wat u eerste lief gehad het. Baie dankie die rykdom van die evangelie, waar ons baie keer so oppervlakkig en klein na die evangelie kyk, is ons dankbaar daarvoor, dat ons ook vandag hier vir 'n oomblik onder die grootsheid, onder 'n indruk kom van die grootsheid van wat verlossing werklik beteken. Baie dankie dat elke keer waar dit so lyk asof dinge op 'n einde kom vir u kerk, dat u kerk letterlik keer op keer weggeruk word van die aanslae van die bose, wat een ding in gedagte het, en dit is om u kerk te vernietig. Baie dankie vir u liefde vir ons, vir u sorg vir ons in ons lewens, die grootheid van wie u is en wat u gedoen het. En ons bid en dank en vra vir al hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Baie dankie julle.